Geliefde gemeente, ons sing vanoggend 'n toetredelied uit Psalm 42. Ons sing die T.T. Kloete beruiming vers 1, 4 en 5. In hierdie lied word ons stil en stel ons onsself in op hierdie ontmoeting met die lewende God. Psalm 42, vers 1, 4 en 5 is ons toetredelied. En dan sonder aankondiging is ons lofsang na die Fotemenseengroet van Gesang 197, waar ons albei die verse sing, Wonderbare Koning. Eers Psalm 42, vers 1, 4 en 5, en dan Gesang 197, albei die verse. En ons doen dit alles staande. Kom geliefdes, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Genade en vrede vir u van God ons Vader en Jesus Christus ons Here. Amen.
Ons lees vanoggend saam, broers en susters, twee gedeeltes, een uit die Ou Testament, uit Eksodus 17, en een uit die Johannes Evangelie, uit die Nuwe Testament, Johannes hoofstuk 4. So dit is Eksodus 17, die eerste 7 verse wat ons saam lees, en dan Johannes 4, die eerste 15 verse daar. Ons gaan afwisselend met die skriflesing sing van Gesang 508. As ons klaar gelees het uit Eksodus, sing ons vers 1 van Gesang 508. En as ons klaar gelees het uit Johannes 4, sing ons vers 2. U kan dus u liedboeke daar oopblaai, Gesang 508. En ons gaan dit sing terwyl u so bly sit. Kom ons luister dan na die woord van die Here. Die opskrif by Eksodus 17 is water uit die rots. Nadat die hele volk Israel uit die Sin-woestyn vertrek het, het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan, totdat hulle by Refidim kamp opgeslaan het. Maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe het die volk met Moses rusie gemaak en gesê, gee jy vir ons water om te drink? En Moses antwoord hulle, waarom maak julle rusie met my? Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef? Maar die volk was dors, en hulle het vir Moses verwyd. Waarom het jy ons uit Egipte laat optrek, om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat omkom? Daarna het Moses tot die Here geroep, wat moet ek met hierdie volk aanvang? Net nou gooi hulle my met klippe dood. Toe sê die Here vir Moses, loop voor die volk verby en neem van die leiers van Israel saam. Vat ook die kierie waarmee jy op die Nyl se water geslaan het en stap vooruit. Ek sal daar reg voor jou op die rots by Horeb staan. Dan moet jy teen die rots slaan en daar sal water uitloop vir die volk om te drink. Moses het dit toe gedoen voor die oë van die leiers van Israel. Hy het die plek Massa en Meriba genoem, omdat die Israeliete daar met Moses rusie gemaak het, en ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het, toe hulle gesê het, is die Here by ons of nie? Kom ons sing nou vers 1 van Gesang 508. Johannes 4, Jesus en die Samaritaanse vrou. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink?
Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Hier eindig ons skriflesing. Kom ons sing nou vers 2 van Gesang 508. Kom ons bid nou saam. Drie-enige God, Vader, Seun en Gees, U is die vaste rots op wie ons bou. Wanneer die storms van die lewe om ons woed, vind ons by U skuiling. Plaas ons vertroue in U, Here. Ons loof U groote naam. Ons dank U dat U getrou teenwoordig bly. Ons dank U vir genade en goedheid en sorg uit U hand. As gemeente van U kom ons hier saam om voorbidding te doen, o Here. Voorbidding vir gelowiges oor die wêreld heen, maar ook vir ons, hier, waar ons geloof uitleef. Wil U ons help om staande te bly? Wil U U kerk help om in die geloof te volhard, ten spyte van soveel ongeloof en stikkindheid rondom ons? Dankie dat U, Here Jesus, ons van die sonde toestand bevry het. Maar wil U ons ook bewaar van die sonde en versoeking en bose wat steeds deel van ons wêreld is. Wil U ons sonde en klein geloof vergewe en ons help om altyd deur ons geloof en hoop in U, ons verlosser, te plaas. Want dit is net U wat deur U Gees ons troos, vir ons krag gee, ons dra, deur verlies en kommer en siekte en hartseer heen. Ja, Here, dit is na U wat ons dors, hunker, smag. Ontmoet ons vanoggend deur U Gees in ons dors, sodat ons by U die lewende water kan vind. Amen.
Ons gaan aan die einde van die prediking sing van Gesang 601, vers 1, 4 en 5. Dit is sonder aankondiging aan die einde van die preek, terwyl u so bly sit. Gesang 601, vers 1, 4 en 5. Geliefde gemeente, dit is 'n vraag wat so oud soos die mens self is. Waar gelowiges worstel, waar mense teleurgestel word, waar die wêreld breek, die donker oorneem en hoop verskraal. Daar is hierdie vraag op almal se lippe. Waar is die Here? Waar is die Here wanneer 'n 14-jarige kind sterf? Waar is die Here wanneer 'n bejaarde van verstandelike en liggaamlike krag verlaat tot die dood toe lei? Waar is die Here wanneer getroue, hardwerkende gelowiges alles verloor? Waar is die Here wanneer onskuldige mense slagoffers word van geweld en mishandeling en oorlog? Ja, waar is die Here wanneer ons die sinlose lyding van die lewe aan ons eie lyf voel? Ongelowige en ontnugterde mense gebruik hierdie vraag dikwels as 'n vingerwysing, 'n aanklag teen die Christelike geloof en teen God. Gelowige mense vra ook hierdie vraag, maar hulle vra dit wanneer hulle probeer sin maak van die onregverdige, wrede stikkindheid van die lewe. Waar is die Here? Die lyding van die lewe bring hierdie tipe vrae mee. In die teologie noem ons dit die teodisee vraagstuk. En wanneer ons hierdie vraag vanuit 'n plek van geloof vra, verteenwoordig dit ten diepste 'n worsteling, 'n hinkering na God se teenwoordigheid. Soos die psalmdigter van Psalm 42 wat ons ook aan die begin gesing het, sê, ek dors na God, na die lewende God. Ek smag na U wat lewe. Tydens lydenstyd, hier waar ons die aard van lyding en die lydensweg van Jesus Christus oordink, ego hierdie vraag in ons diepste wese. Waar is die Here? Die antwoord op hierdie vraag vind ons nie so vinnig of eenvoudig soos wat ons dit altyd wil hê nie. Net soos wat God se weë en werking bo ons begrip lê, bly 'n definitiewe antwoord op die lewe se lydensvrae ons ontglip. Ons kry net nie 'n greep daarop nie. Maar tog wil hierdie twee skrifgedeeltes wat ons vanmôre saam gelees het, saam met ons worstel. Die Israeliete se vraag daar by Massa en Meriba weerspieël iets van hierdie worsteling. Is die Here by ons of nie? Dit, tesame met die Samaritaanse vrou se verwarde vraag, meneer, jy het nie eens 'n skep ding nie en die put is diep, waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Hierdie vraag uit ons skrifgedeeltes kom in wese neer op 'n vraag na God se teenwoordigheid. Waar is die Here? Op implisiete wyse handel albei tekste met die vraag. En laat die tekste ons uiteindelik met die suggestie dat die antwoord
waarskynlik geleë is op die mees onverwagse plekke, by 'n rots en 'n waterput, en by mense wat dors is. Kom ons begin by die rots. Eksodus 17 speel iewers in die woestyn af na die uittog uit Egipte op pad na Sinaï, waar die verbond gesluit en die 10 gebooie aan die volk gegee gaan word. By hierdie tussenin verlate plek, waar die Israeliete gaan kamp opslaan, ontdek hulle dat daar geen water is nie. Die rivierbed is opgedroog. En die volk se reaksie op hierdie teleurstellende gebeure is om te kla. En ons sou nie beter gewees het nie. Die volk bekla hulle lot by Moses met 'n tikkie verwyd. Waarom het hy hulle uit Egipte laat trek, sodat hulle hier in die woestyn omkom van die dors? Indirek lê die volk hierdie verwyd voor God. Want dit is op die Here se bevel dat hulle van plek tot plek getrek het en uiteindelik by Refidim kamp opgeslaan het. En wanneer die volk dan vra, is die Here by ons of nie, daag hulle die teenwoordigheid van God uit. Die erns van die volk se murmurering kom tot uitdrukking in Moses se uitroep tot die Here, wat moet ek met hierdie volk aanvang? Die Here se antwoord aan Moses is betekenisvol. Hy beveel Moses om die kierie te neem waarmee hy vroeër op die Nyl se water geslaan het en om te stap na die rots by Horeb. Daar sal die Here op die rots staan. Nou, dit is nie toevallig nie, geliefdes, dat die Here sê dat hy op die rots by Horeb gaan staan. Want dit was by Horebberg waar Moses vir God aanvanklik in die brandende bos ontmoet het. Waar Moses die Here se selfopenbarende teenwoordigheid beleef het. Deur by die rots op Horebberg te staan, beantwoord die Here reeds sy volk se vraag na sy teenwoordigheid. Die Here is inderdaad teenwoordig by hulle, daar in die woestyn. As bevestiging van sy teenwoordigheid beskik die Here dit so, dat toe Moses op daardie rots slaan met die kierie, daar water uitloop vir die volk om te drink. Die tweede onverwagse plek waar ons aandoen in ons soeke na waar die Here is by 'n waterput, of die fontein van Jakob, soos Johannes dit noem. Jesus was onderweg van Judea in die suide na Galilea in die noorde, toe hy by 'n dorp in die gebied van Samaria aankom. In Jesus se tyd was die Samaritaanse gebied 'n heidense gebied. Maar daardie gebied was oorspronklik waar die aartsvader Jakob gewoon het. Jesus is moeg van die reis en hy gaan sit daar by die fontein of die waterput. Waterputte was bekende ontmoetingsplekke in die Bybel. Abraham se dienskneg het Isak se vrou by 'n put ontmoet. Jakob het ook sy vrou Rachel by 'n put ontmoet. En Moses dieselfde. Terwyl Jesus by die put sit, kom daar ook 'n vrou aan. 'n Samaritaanse vrou wat kom water haal. Jesus vra vir haar om vir hom 'n bietjie water te gee. Maar die vrou verstaan Jesus egter verkeerd. Sy dink hy praat van daardie fisiese water uit die put en daarom bevraagteken sy die motiewe van Jesus se versoek. Hy het dan nie eens 'n skepting nie. Maar dan verduidelik Jesus dat hy eintlik praat van water op 'n geestelike vlak. Ja, die water waarna Jesus verwys is water wat reinig van sonde, water wat die geestelike dors vir ewig les. Dit
is lewende water. Nie stilstaande water wat 'n mens gewoonlik in so 'n put sou kry nie. Dis eerder water wat vloei vanuit 'n fontein, 'n stroom. En wanneer Jesus daarom vir die Samaritaanse vrou vir water vra, is dit eintlik 'n uitnodiging tot verlossing, tot 'n nuwe begin vir haar. Eers erken sy nie vir Jesus as die Christus nie. Sy besef nie wie hierdie man is wat met haar praat nie. Maar soos die gesprek vorder, en dit is nou verder in Johannes 4 waar ons nou nie gelees het nie, soos die gesprek vorder, kom sy tot die insig in wie Jesus werklik is. En wat is haar reaksie op sy uitnodiging? Sy smag na dit wat net hy kan bied. Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Maar meer nog, ons lees later daar in vers 28 dat hierdie vrou haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe gaan om vir die mense te sê dat sy die Christus ontmoet het. En op grond van haar getuienis kom baie van die Samaritane tot geloof in Jesus. En broers en susters, dit bring ons dan weer terug by ons aanvanklike vraag. Rots of put, waar is die Here? Die lyding en swaar tye van die lewe dring ons almal daartoe om hierdie vraag op een of ander stadium te vra. Die Israeliete vra hierdie vraag waar hulle moeg en dors is van die woestynreis. Jesus ontmoet 'n vrou by 'n waterput wat hierdie vraag vra waar hy moeg en dors is na sy reis vanaf Judea na Galilea. Maar in albei gevalle kom die Here se bevestiging. Hy is die rots wat water gee. Hy is die fontein van lewende water by die put. Hy is daar in jou dors. Meer nog, hy het dors gelei ter wille van ons, sodat ons in alle ewigheid nooit weer dors sal kry nie. Hieraan herinner Jesus Christus se kruiswoorde ons. Ek het dors. Dit is volbring. U sien, geliefdes, selfs in die woestyndroogte, op die warmste deel van die dag, voorsien God in sy mag en genade, sodat ons water sal hê om te drink. Deur lyding heen bly God se karakter een van troue liefde. Hy bly die een in wie ons vertroue kan stel. Hy bly getrou en toegewyd aan sy verbond met ons. Dit is in Jesus Christus aan ons gewaarborg. Maar dan bly die vraag nou oor, as ons weet dat die Here die rots is, as ons weet dat hy die fontein van lewende water is, hoe reageer ons wanneer ons omkom van die dors? Reageer ons soos die Israeliete met 'n gemor en 'n gekla, met verwyte en verwaandheid, of word ons dors 'n geleentheid tot hernuide toewyding aan God, soos in die geval van die vrou by die put? Sal ons aanhou vra soos die Israeliete, is die Here by ons of nie? Of sal ons eerder vra, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie? Waar is die Here dan in ons lewens, in hierdie lydenstyd? Die Here, broers en susters,
is daar reg voor jou. Hy is die rots waar water uitloop vir jou om te drink. Die Here is by die put om vir jou water te gee, sodat jy soos 'n fontein sal wees met water wat opborrel en vir jou die ewige lewe gee. Amen. Broers en susters, nou dat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof, en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons terwyl ons net so bly sit, ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid hierdie geloof uit in die wêreld daar buite. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5, hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar
Ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet gaan leef. Kom ons vertrou onsself in die gebed aan die Here toe. Ons sing ten slotte staande en bidend, Gesang 510 vers 1 tot 4, waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën. Ons sing na die seën vonk 58 as ons wegsendinglied waarmee ons hier vandaan verder gaan. Vonk 58 na die uitspreek van die seën. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.
sal ons vertrou, op ons sal ons vertrou. Ons vind ons krag in die Here. Hy maak ons soos 'n boom wat vrugte dra. Hy maak ons soos 'n boom wat vrugte dra.